coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. So, Pastoor Doopie sê ons altyd 3 punte. 3 punte vir 'n preek. Maar die een het nou 4. Nou moet julle mooi luister. Maar voor ek daar uitkom, as ons die woord Pinkster vat en ons kyk na sy Griekse betekenis. In Grieks is dit Pentekoste, wat beteken die 50ste dag. Dit verwys na die 50ste dag van Pasga. Ons almal weet wat Pasga is. In die Ou Testament wat reeds 'n fees van danksegging en oes is. Dis wat dit is. Ons lees dit in Levitikus 23 vers 1 tot 16. Maar in Handelinge 2 gee God aan hierdie fees 'n dieper geestelike betekenis. Hy gee vir ons iets meer as wat net 'n viering was. Hy gee vir ons 'n verhouding, sodat ons intiem met hom kan lewe. Nie slagoffers hoef te maak nie. Nie meer slagoffers hoef te maak vir ons sondes nie. Ons sou nie meer beeste oorwees nie. Ons sou maar op springkane moes lewe. Ons sou nie meer kon braai nie. Ons sou regtig nie. Want ons weet die sonde van hierdie wêreld was op een man se skouers. En dit was genoeg. Sodat hierdie kan gebeur. Sodat sy gees kan kom roem in my en jou hart. So Pinkster is daarom 'n oomblik waar die kerk gebore word. Dit is die geboorte van die kerk. Die evangelie met krag kan uitgaan. Die gewone mense deur die Heilige Gees verander word. Die gewone mense soos ek en jy kan verander word deur die Gees. Nie die profete, nie die Joodse skooliere nie. Nee. Die gewone mense soos ek en jy. Vir ons 'n huis kan wees vir die Heilige Gees, vir ons gebruik kan word deur die Heilige Gees. Dit gaan nie oor 'n graad wat jy moet hê voordat die Heilige Gees in jou hart kom lewe nie. Nee, dit gaan oor jou hart. Is jou hart reg en oop vir die Heilige Gees? Jy kan nie studeer vir die Heilige Gees nie. Jy kan nie betaal vir die Heilige Gees nie. Dis 'n gratis gawe wat Jesus vir ons gee, wat God vir ons gee. En dis vir jou en my vandag nog steeds gratis. Jy kan nie jou self inbetaal deur tiendes in die hemel nie. Jy kan nie reg probeer lewe vir die hemel nie. Nee. Dis slegs deur die bloed van Jesus. En die bewyse daarvan is die Heilige Gees wat kom intree in jou lewe. Soos ek sê, die Heilige Gees se Griekse woord is pneuma. Sê pneuma. Dit beteken asem, wind of lewensgees. Ons weet die Heilige Gees het soos 'n rukwind by die disippels kom roem. Maar ons sal nou daarby uitkom. So kom ons kom by die eerste punt. Kom ons kyk na Pinkster self. Pinkster het plaasgevind na Jesus se hemelvaart. Hoeveel dae na hemelvaart? 50. Handelinge 2 vers 2 tot 4 staan. En skielik kom daar uit die hemel geluid, soos 'n geweldige rukwind, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Dink dit gou in, hoe moes dit lyk? Hoe moes daai hoë kamer lyk, daai kamer waar die Heilige Gees homself die eerste keer kom wys vir die mense? Ek sou groot skrik. Ek sou skrik.
as jy een van die disippels was, of een van die mense wat nou reeds hulle harte vir die Here gegee het, en jy moes wag vir die Heilige Gees, hoe sou jy insien om te sien, ja, hierdie mense praat in vreemde tale? As 'n wind wat in 'n toe vertrek is, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Is nie mens gemaak nie. Is nie mens gedink nie. Is die heiligheid van God wat kom roem het in daai kamer. Petrus het ook gepraat daarna. En omtrent 3000 mense het tot bekering gekom op daai dag. Op daai dag het 3000 mense hulle harte vir die Here gegee. 3000. Pinkster was die geboorte van die kerk. Dis hoekom ons dit vier. Dis dit wat aan ons gegee is, sodat ons werk kan doen vir sy koninkryk. Dis ons kerk, dit is sy kerk. Dis ons gebou nie, dit is sy gebou. Dis ons stoele nie, dit is sy stoele. Enige iets wat in sy naam gebruik word, is syne. Ons lees in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So Pinkster beteken nie, so God woon nou in sy Gees, in sy kinders. Die evangelie is vir alle mense. Is vir almal. Maak nie saak of jy geel, groen, pers, blou of rooi is nie. Die evangelie is vir almal. Die kerk ontvang geestelike krag. Dis wat ons ontvang het hier daai dag. Die nuwe verbond is sigbaar. Die verbond wat ons met God het, is sigbaar deur die werke van die Heilige Gees. Deur hom wat nou in ons bly, in ons vieslike vlees. Ek dink vir myself, hoe kan die Here in sy heiligheid in ons harte lewe? Ons vlees is stikkend en gebroke. Maar hy is nie hier vir ons vlees nie. Hy kom lewe binne ons om ons gees te versterk, ons gees saam om eendag in die hemel kan kry. Die tweede punt, is Pinkster nog nodig vir vandag? Ons het nou die dag met ons manne gebedsuur het ons al 2 keer gepraat oor die Heilige Gees. Ons het gevra, hoekom sien ons nie meer so baie die Heilige Gees beweeg nie? En die ander punt is, hoekom was so baie mense wat nie gedoop was deur die Heilige Gees? Daar was 500 wat gewag het in die hoëkamer, né? 500. Net 120 was gedoop deur die Heilige Gees. Die enigste opdrag was om te wag. Om te wag. Vir ons om die Heilige Gees te beleef en te sien, is om in hom te wag. Nie in onsself nie in die wêreld nie, maar in hom te wag. By sy voete te gaan wees en sê, Here, hier is ek. Nie ons tyd, nie sy tyd. Nou dink gou in die ander 380 wat nie gedoop was nie. Hulle het ongeduldig geraak. Hulle het geweet wie Jesus is, hulle het hom gesien, hulle het gesien wat hy gedoen het, hulle het gesien dat hy opgestaan het, maar nog steeds het hulle uit die wagposisie uitgeval. En so moet ons vandag nog steeds wag vir die Heilige Gees. As ons gedoop word in die Heilige Gees, moet ons wag, want dit is nog steeds relevant tot vandag. Sy beweging is nog steeds relevant tot vandag. Ons het die Heilige Gees nodig om heilig te leef, om die waarheid te verstaan. As ek in my eie krag probeer verstaan wat in die woord van die Here aangaan, gaan ek nie. Maar as ek die Heilige Gees innooi,
vir my te kom wys die waarheid, die lewe, die liefde, die oorwinning wat in die woord van die Here is. Om sonde te oorwin. Ons krag kom van die Here. Wat is daai krag? Dis die Heilige Gees. Wat ons kom vertroos. Wat ons kom lei, wat ons kom sê, wat is reg en verkeerd. Wat vir ons kom waarsku. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis nie jou nadink hier, dis die Heilige Gees wat vir jou sê, luister. Pas op hier. Wie het al by 'n plek ingeloop en gedink, ja, ek moet hier uitkom. Wie het al in 'n plek ingeloop en sê, ja, hier is nie die plek vir die Here nie. Dis die Heilige Gees wat agter sy kind kyk. Om getuies van Christus te wees. Sonder die Gees raak godsdiens net tradisie. Sonder die Heilige Gees word kerk gaan net tradisie. Daar's nie baat in dit nie. Ons is hier om in die getuienis van die Heilige Gees in te tree, sodat kerk kan groei, sodat die kerk eendag groter sal word. Ek wil nie vasgevang word in tradisie nie, ek wil vasgevang word in die Heilige Gees. Sonder die Gees raak aanbidding koud. Dit word koud. Sonder die Gees verloor die kerk sy krag. Romeine 8 vers 14 sê vir ons, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En hierdie Gees van God wat ons lei, is nie net op 'n Sondag nie. Dis Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en op 'n Sondag. Daar moet nie 'n verskil wees van 'n Sondag en 'n Woensdag nie. Die Gees van die Here moet ons lei oral waar ons gaan. Elke interaksie, soms word dit moeilik. Maar ons sal skrik as ons sien wat die Here regtig wil doen. Pinkster is dus nie net 'n herdenking nie. Dit is 'n voortdurende behoefte. Ons moet smag na die Heilige Gees. Dit moet 'n honger wees. En daai honger word gewys deur die wag wat jy het vir God. Die wag wat jy het waar jy dinge kan toesit en sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie gaan totdat U my kom vul met U Gees nie. Die Here hou dit nie van ons weg nie. Ons stoot dit weg. Die Heilige Gees lewe nog en hy wil in ons lewens kom lewe. Die derde punt is, die seisoen van die Heilige Gees word nie beperk nie. Soos ons gelees het in Handelinge 2, sien ons die werking van hierdie Heilige Gees. Ons sien hoe dit gewerk het in elke geslag. Dit was nie net mans nie, was vrouens ook. Die Heilige Gees word nie beperk deur jou geslag nie. Ek sê vir jou nou. In elke land en elke gelowige wat oopmaak en oop is vir God. Om te wag. Ons sien nou die resultaat van wag. En wat die behoefte is van wag. Ons moet oop wees. Ons moet gelei word. En trots kan so vinnig daai deur toemaak. Trots. Ek sê altyd, trots is dit wat 'n engel na 'n Satan toe verander het. Is trots. Joël 2 vers 28 sê vir ons. Hoor nou mooi. En daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
Dit moet die begeerte wees van die kerk. Dit moet die begeerte wees van die kerk. Het is my so hartseer om te sien hoe mense die Heilige Gees beperk in die ouderdomsgroepe. Mense wat dink, hoe kan die Heilige Gees nog deur die ou mense praat, of hoe kan hierdie kind getuig en profeteer oor 'n ander mens se lewe? Ons beperk die Heilige Gees. Ons beperk God se werk. Die Gees van die Here gebruik die mense wat oop is vir hom. Die mense wat hulle harte oopmaak sodat hy deur hulle kan werk. Nie deur tyd nie. So Petrus bevestig nou eintlik in Handelinge 2 dat God se Gees nie beperk word deur tyd nie, nie deur ouderdom nie, nie deur kultuur nie, nie deur omstandighede nie. God se Gees kan nog steeds deur 'n gebroke man se lewe profeteer, genees. God word nie beperk nie, familie. God word nie beperk deur ons nie. So die 4de punt, seker die belangrikste punt. Hoe moet ons as kerk reageer? Hoe moet ons reageer op hierdie Die vraag is, gee ons ruimte vir God se Gees? Gee ons kans vir nog uitstorting van sy Gees vandag toe? Gee ons nog kans? Efesiërs 5 vers 18 sê, word met die Gees vervul. Ek sê vir jou vandag, dit wat jy inneem, dit is wat jy uitleef. Jou woord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die posisie waar jy jouself sit, dit sal jy inneem en dit sal jy uitleef. Ek sê vir jou nou, word met die Gees vervul. Dit is 'n voortdurende opdrag, dat ons moet bid vir leiding van die Gees. Bid vir ons kerkleiers vir leiding vir die Gees. Bid vir ons musiekspan, bid vir ons kosters, bid vir ons mediaspan, bid vir die kerk vir leiding van die Gees. Sensitief wees vir sy stem. Gehoorsaam te leef. En belangrikste, die vrug van die Gees te dra. Ons almal ken daai liedjie wat ons geleer het op Sondagskool, van die vrug van die Gees. Dis een van die eerste dinge wat jy leer op Sondagskool. Of jy die vrug van die Gees dra. Wanneer die Heilige Gees werk, verander hy nie net ons emosies nie. Hy verander ons lewens. Eerste ding is, die Heilige Gees is nie 'n emosie wat op jou kom val. Is 'n persoon, is die derde van die drie-eenigheid van God. As ons die Heilige Gees afskaal na emosie toe, dis nie wie hy is nie. Hy's nie emosie wat op jou kom neerval. Dis die heiligheid van God se Gees wat in jou en in jou lewe kom roem. As ons dit sal verstaan, as ons verstaan wie God is en wat hy gegee het, wat keer ons as kerk? Daai 500 mense wat beveel was om te wag in die hoëkamer. Weet ons dat net 120 van daai 500 gedoop was deur die Heilige Gees. Kerk, ek wil nie deel wees van die 380 wat uitgemis het op die grootste geskenk van God nie. Ek wil nie deel van daai nommer of statistiek word nie. Ek wil deel wees van sy koninkryk. Ek wil deel wees van sy familie. Al lyk ek soos 'n nar, is dit ook okay.
Ek gaan soos 'n nar spring en dans in die hemel. Kerk, ek wil kom vra, wag ons op die regte plek. Want waar ons wag is ook waar ons rus en ons vrede kry. So ek kom vra, wag ons vir die uitstorting van die Heilige Gees. Profeteer ons dit. Leef ons dit. Is ons gehoorsaam aan sy stem. As so ding wat ek altyd sê, baie mense fokus op hulle roeping. Baie mense fokus op hulle legacy, dit wat hulle agterlos. Maar jy kan nie een van hulle hê sonder gehoorsaamheid nie. Ons kan nie ons roeping volg sonder die Heilige Gees nie. En daar waar ons wil gaan, kan ons nie gaan sonder die Heilige Gees nie. Ons wag moet op hom wees. Ons krag moet van hom afkom. So Pinkster was hier die einde van God se werk. Dit was hier die einde van sy uitstorting, dit was hier die einde van die Heilige Gees wat in ons kom woon. Dit was die begin. En ons moet leef ons moet leef dat dit nog steeds relevant is vandag, want dit is. Ons sien die gawes van die Heilige Gees. Ons sien die uitstorting van die Heilige Gees. En kerk, die Here sê die tyd stap naby en so sal kinders profeteer. Mense sal in tale bid. En ek wil reg wees vir daai dag. So ek vra die musiekspan om ons lank vorentoe te kom. So mag ons nie net mense wees wat opkyk na die hemel en wag vir die Here nie. Mag ons wag wees in sy Heilige Gees, sodat ons nie net wag nie, maar ons waak sal wees. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, we care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.